Hartlike goeiemôre van my kant af weer eens. 'n Voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Nou so op pad na Sosselvlei toe, wanneer hierdie rooi duine dan begin, dan kry 'n mens nogal heelwat plekke waar daar hierdie wit sand op daardie rooi duine dan ook lê en die kontras wat daar is. Nou iets wat belangrik is daarso in daardie omgewing is dat plante en diere afhanklik is van die vog wat van die kus afkom. Daardie kusstreek, die Atlantiese Oseaan wat omtrent 55 km daarvan af lê aan die weste kant, bring dan vog in wat dan ook hierdie plante en diere hulle water dan ook gee. Maar hierdie duine is dan ook bekend as die sterduine as gevolg van die wind wat van alle kante afkom en dan hierdie duine dan ook so vorm. Hierdie rooierige kleur as gevolg van die hoë konsentrasie van yster in die sand, en hoe ouer die duin dan is, hoe meer rooier is daardie duin. So is redelik interessant. Net so kom die Here en hy wil vir ons ook kom leer. Soos wat hierdie duine dan beklee is in hierdie wonderlike kleure, dat die Here ons ook wil beklee. En ons het gesien, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. As ons kom by die gedagte van nederigheid, kom Paulus en hy skryf hierdie hele saak oor nederigheid. Filippense 2 vers 2. Maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Nederigheid is daardie ene waar ek 'n ander persoon voorgaan in dienswerk, waar ek die minste sal wees. Dit beteken nie dat mense net op my kan trap nie, maar dat ek daardie posisie van 'n diensknegt inneem en vrywilliglik dan ook hierdie saak waar ek my ondergeskik stel. So baie mense wil hierdie leiersposisie hê, maar 'n leier is iemand wat voorgaan en die voorbeeld stel, en juis in hierdie hele saak van nederigheid. Hy sê ook daar in Spreuke 22 vers 4, die loon van nederigheid is die vrees van die Here, is rykdom en eer en die lewe. So, kyk net wat sê hy, wat sê loon, die betaling, die loon wat ek sal ontvang vir 'n nederige lewe. Daar sal 'n vrees wees vir die Here. Hoekom het mense nie vandag meer 'n vrees vir die Here nie? Omdat mense nie ondergeskik wil wees, hulle wil nie nederig wees nie. Daarom dat daar nie meer 'n vrees van die Here is nie. Rykdom gaan nie oor hierdie rand en sent nie, maar geestelike rykdom wat ek besit in Christus Jesus, want hy sê ook vir ons dat hy arm geword het sodat ons kan ryk word in hom en deur hom. Eer en die lewe, kosbare lewe wat hy vir ons gee, en juis omdat ons nederig ondergeskik is. Handelinge 20 vers 19, en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge wat oor my gekom het, deur die komplotte van die Jode. Hy was ondergeskik geweest, hy het hom nederig gehou, ten spyte daarvan dat Paulus sekerlik die reg gehad het om homself te verdedig, het iemand een keer dan ook gesê, as ek skuldig is, het ek nie die reg om my te verdedig nie. As ek onskuldig is, dan hoef ek my nie te verdedig nie. Hier kom Paulus en hy wys vir ons, wat is nederigheid in die Here. Kolossense 3 vers 12 praat ook van sagmoedigheid. 1 Korintiërs 4 vers 21. Wat wil julle hê? Moet ek met die roede na julle kom, of met liefde en in die gees van sagmoedigheid? Paulus, wat hier praat met die gemeente van Korinte, en hulle het baie oortredings begaan, maar sy gesindheid was nog altyd, hy wil hulle met 'n sagte gees dan ook berispe, dat ons ook daardie gees sal hê. En dan lankmoedigheid, Romeine 2 vers 4, of verag julle die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat julle nie besef dat die goedertierenheid van God julle tot bekering belei. God se lankmoedigheid hou aan om aan ons hartse deur te klop, maar ons moet ook besef, dit sal nie vir altyd aanhou nie. Maar hierdie lankmoedigheid wil my na God toe lei, sodat ek gered kan word, en as ek nog nie gered is nie. Vir u wat nog nie gered is nie,
vlug na die Here toe en vra vir hom dat hy hom ook oor u sal ontferm en dat u saak met God sal regmaak. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u voorbeeld en dan ook u lankmoedigheid wat maak dat mense ook by u kan uitkom en gered word en dat u hulle net in die toren wil oordeel nie. Dankie dat u genadig is om mense nog steeds vandag te red. Amen.